Hallo julle. Verlede keer het ons gekyk na 'n analise van die vraag wat in die Oos-Kaap vraestel in 2016 was. Ons het onder meer gesien dat daar vir ons 'n middelpunt gegee is, so ons kon die hoek by die middelpunt is 2 keer die hoek by die omtrek, of ook 2 keer so groot soos V3 gebruik. Ons kon 'n middellyn sien, so ons het geweet hoek S is 90 grade. Ons kon 'n koorde vierhoek hier sien, so ons kon gebruik dat die koorde vierhoek se teenoorstaande hoeke optel na 180 toe. En ons het ook hoeke in dieselfde segment gebruik, byvoorbeeld koord SV onderspan vir U2 en koord SV onderspan vir T. Daarom sal die twee ewe groot wees. Kom ons kyk vandag na die werklike vraag vir die probleem. Nou, ons gaan net vinnig weer deur die Ekskuus, ek probeer daardie uitvee. Daar sy. Ons gaan net vinnig weer deur die stelling hier lees. Dit sê O is die middelpunt van die groter sirkel, O lê op die omtrek van die kleiner sirkel, O, W, V en E is punte op die omtrek van die kleiner sirkel, T, S, V en E is punte op die omtrek van die groter sirkel. Nou daar is eintlik 5 dinge wat 'n mens moet probeer, wat 'n mens wil aandui op enige meetkundeskets voordat jy begin om hom te beantwoord. Nou al 5 is nie altyd ter sprake nie. Die eerste ding waarna mens gaan kyk is 'n middelpunt, want as jy 'n middelpunt het, dan kan jy kyk na 'n middellyn, en as jy 'n middellyn het, kan jy kyk na 'n hoek in 'n semisirkel. So hierdie werk eintlik almal saam. Dan, so dis die eerste ding. Die tweede ding sal wees om te kyk vir koorde vierhoeke. Dan sou ek ook kyk na 'n raaklyn, wat hierdie vraag nie het nie. En ek sou kyk na ewewydige lyne. En laastens kyk na gelyke lyne. En eintlik nou dat ek skryf gelyke lyne, dis nie noodwendig net radiusse wat gelyk is nie, maar ja, as ek 'n middelpunt gegee is, kan ek ook na my radiusse kyk. En jy gebruik min kleur op jou prentjie, want as jy hom so vol gaan maak soos wat ek tydens die analise gedoen het, gaan jy niks meer kan sien nie. So kom ons begin en ons dui aan wat ons het. Daar is vir ons 'n middelpunt gegee hier by O. As ek 'n middelpunt het, gaan ek ook kyk, is daar dan 'n middellyn wat hier was? En omdat ek 'n middellyn het, is hierdie 'n hoek in die semisirkel, so dit gaan 90 grade wees. En dan kyk ek ook vir gelyke radiusse, so hierdie een, daarso en hierso, hulle kom almal uit die middelpunt uit, so hulle is almal ewe groot of ewe lank. Dan kyk ek vir koorde vierhoek. Ek gaan nou 'n ander kleur vat. My koorde vierhoek het ek geweet dat W, V, U en O. Dis 4 punte op die kleiner sirkel. Ek het ook 4 punte op die groter sirkel. Ek gaan hulle net 'n klein kolletjie insit. Ek gaan nie die lyne trek nie. Dis net om my te herinner dat eintlik het ek daar ook 'n koorde vierhoek. Ons het nie raaklyne nie, ons het nie ewewydige lyne nie, en ons het ook nie enige ander gelyke sye of lyne nie. So daar sy, nou kan ek nog steeds die prentjie gebruik en
my belangrike goed is tog aangedui. Die eerste vraag sê, noem met redes 4 ander hoeke gelyk aan x. So ons soek 4 hoeke wat gelyk aan x is. Nou dadelik moet ek aan die stelling dink dat die hoek by die middelpunt 2 keer so groot is as die hoek by die omtrek, omdat hulle vir my die hoek by die middelpunt gegee het as 2x. Nou ja, watter hoeke gaan gelyk wees aan x? Dit gaan wees die hoek S1 en dit gaan ook wees die hoek V3. Kom ons kyk net daarna en dan skryf ons die redes neer. As ek my een vinger by U sit en ek stap op na die omtrek toe, dan kry ek daar by S, en as ek van T af opstap na die omtrek toe, dan sal jy sien dat die hoekie wat ek daar kry is T1, so dit moet X wees, want die hoek by die middelpunt is 2 maal die hoek by die omtrek. En net so, ek kan weer my vinger na U sit, maar die slag loop ek na V toe, sit my vinger by T en ek loop na V toe, en die hoek wat ek hier kry is V3, so weer eens is dit die hoek by die middelpunt, is 2 maal die hoek by die omtrek. Goed, nou het ons 2. So V3 is ook gelyk aan X. Nou ja, ek sien my gelykbenige driehoek hier. Ek het hom nou ingeteken, maar ek wou hom nie regtig teken nie, ek wou net vir julle wys waar hy is. Ek gaan die lyntjies weer wegvat. Ons het OV en OU wat gelyk is, daarom moet die hoek hier by U en die hoek V3 ewe groot wees, want hulle is teenoor die gelyke radiusse. So hierdie hoek hier gaan ook gelyk aan X wees. U1 plus U2 is ook gelyk aan X, want hulle is teenoor gelyke radiusse. Kom ons skryf net RAD, radius. Nou die vierde een, as jy kyk hier na koord OU, nou hier het jy 'n koorde vierhoek. Kyk na koord OU, dan onderspan dit vir X by V, so dieselfde koord onderspan W1, en daarom moet hoek W1 ook gelyk wees aan X, want dit is hoeke in dieselfde segment. Reg, so hierdie hoekie hier is ook X. Dit was nou vraag 10.1. Vraag 10.2 sê, bereken met redes, of eintlik bepaal met redes, die grootte van W2 in terme van X. So in terme van X beteken ek gaan eindig met W2 is gelyk aan en 'n uitdrukking wat 'n X in het. Nou dit is nie te moeilik nie, want ek sien dat, kom ons skryf 10.2 in 'n ander kleur, ek sien my koorde vierhoek hier, en daarom weet ek dat hierdie hele hoek W1 plus W2 plus hierdie X van hoek U1 en 2 saam 180 grade moet wees. So W1 plus W2
plus die hoek by U, wat maar x is 180 grade. Dit is teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. So W1 weet ons alles, x en dan gaan W2 180 grade minus 2x wees. So, ek het nie plek om dit daar aan te dui nie, so ek gaan maar sommer hier dit skryf, dis 180 minus 2x, want dit is regtig belangrik dat ons aanhou om ons prentjie op te dateer. Goed, die laaste vraag. Die laaste vraag, laat ek dit net so bietjie opskuif, ek sal dit nou weer afskuif, maar die laaste vraag vra vir ons om te bewys dat WS gelyk is aan WV. So waar is WF? WS. WS is hier die lyn van W af na S toe. Ek het hom nie baie mooi getrek nie, van W af na S toe. En WV is van W af na V toe. So as ek wil bewys dat daardie twee ewe groot is, dan hoef ek net te bewys dat hoek S2 gelyk aan hoek V1 is. Want as dit so is, sal die sye teenoor hulle die regte grootte hê. So vir vraag 10.3 te bewys, dis waarvoor my TB staan, dat hoek S2 gelyk is aan hoek V1. So dit is my werk. Ek moet uitwerk, ek wil hierdie kleiner maak en wegbeweeg sodat ek genoeg plek het om hier te skryf. Wat ek eintlik wil bewys is net dat S2 gelyk is aan V1. So kom ons bereken die waarde, die grootte van hoek S2. En dadelik as jy na jou prentjie kyk, sien jy die 90 grade. So eintlik moet ek dit net 'n bietjie anders skryf. Ek wil nie met S2 begin nie. S2 plus S1 is 90 grade. Dis 'n hoek in 'n semi-sirkel. En ek weet dat S1 x is, so S2 is gelyk aan 90 grade minus x. En nou wil ek nog vir V1 ook bereken. Nou wat ek sien is as ek hierdie lyn so bietjie verleng net sodat dit duidelik word, het ek hier 'n buitehoek van 'n driehoek. En wat ons weet van die buitehoek van 'n driehoek is dat dit gelyk is aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So W2 gaan gelyk wees aan S2 plus V1. Dit is die buitehoek van 'n driehoek. Nou W2 is 180 minus 2x, ons het dit reeds hier bereken. S2 is 90 grade minus x en dan plus V1. So, as ek die 90 aftrek hier, dan kry ek 90 grade minus 2x plus x gee van my minus x is gelyk aan V1. En dan sien ons, dit is inderdaad presies dieselfde as S2. So V1 is gelyk aan S2, daarom is WS gelyk aan WV, want hulle is teenoor gelyke hoeke. Reg.